besig om voor te berei vir nou al besig om voor te berei vir die kamp wat ons in September maand het met die September maand vind met die hoërskoolkinders wat ons Bloemfontein toe gaan, mooi genoeg. En nou moet ons temas kies vir die kamp en nou het elkeen 'n verskillende idee van wat is die kamp se tema en so aan. Ons het op die ouende op 'n tema gekom van die kamp, so ek gaan dit nou nog nie sê nie, maar een van die temas wat toe uitspring is true story. Ek kan onthou toe ons jonger was daar altyd so 'n ding gewees as ons so begin praat het oor 'n ding, dan sal die ouens sê true story en dan vertel jy 'n storie so half asof dit die waarheid is. True story, ek weet julle weet dit ook. Ons het dit gedoen, true story. En ek wil vanoggend se tema is die storie en ek wil amper dit verander na true story toe van die storie wat ons vir onsself vertel, die storie wat ons praat oor God, die storie wat ons praat oor ander mense. En dis waaroor ek vanoggend bietjie meer fokus op, en dis net daai 3 goed waarop ek gaan fokus. Maar so 'n bietjie meer vleis rondom dit, en ek wil gou vir jou vra, in jou lewe, en elkeen van ons het dit, dink gou 'n bietjie terug so vir 'n sekond of 2 het daar al iets gebeur wat jy 'n storie gehoor het, en ewe skielik skud daai storie jou tot binne in jou fondasie, want dit, hoe jy dit gehad het en dit wat die waarheid is 2 verskillende goed. Myne was toe ek uitgevind het die tandemuis bestaan nie regtig nie. Nou het ek dit gespoil vir 'n klomp kleintjies, sorry. Of die hele ding, maar dink gou by jouself toe jy klein was, toe die hond nie meer daar is nie en mamma en pappa het vir jou vertel die hond is weg, het op 'n plaas gaan bly. Of wat ook al die storie is. Daar is soveel klomp sulke stories wat gebeur het, en toe jy uitgevind het, mamma en pappa gaan skei. Toe jy uitgevind het, oupa is oorlede. Daar is soveel sulke stories, en dit ruk jou tot in jou fondasie. Party van hulle is nou minder erg, en party van hulle is regtig erg, en daar is party goeters wat veroorsaak dat jy nooit ooit weer in jou hele lewe dieselfde gaan kyk na die lewe nie, want dit het eenvoudig net alles geskuif. Die hele ding het geskuif. Jou denkwyse verander. En dit gebeur op enige plek. Dit kan gebeur by die huis, dit kan gebeur by die werk, dit kan gebeur in jou huwelik. En ewe skielik, daar's 'n baie mooi Engelse gesegde wat sê it flips the script. So met ander woorde, dit is ewe skielik asof hierdie hele ding onderste bo is, en dit kan iets kleins wees, dit kan ander kere kan dit iets groots wees. En hierso is waaroor vanoggend gaan is, ons dra baie keer hierdie stories in ons koppe rondom geloof, rondom mense, rondom sienings oor iets spesifieks, verskillende goeters. Die verskillende goed bepaal wie ons is, of dit, om 'n Engelse woord te gebruik, it shapes who we are. Want hoor gou, en hierdie is 'n belangrike gedeelte, stories bepaal hoe ons voel. Dink gou by jouself, iemand wat regtig 'n storie kan vertel, en as ek praat van iemand wat reg, dan dink ek sien net vir Tolla van der Merwe voor my, ek kan nie iemand anders te sien nie, want as Tolla beginne vertel het, dan staan dit op. Ek nou die dag kyk ons weer 'n ding van Leon Schuster, waar Tolla van der Merwe opstaan, en toe het hulle so 'n joke getrek op hom, wat Eddie Eckstein, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, staan Tolla op en dan vertel hy die grappie, en sit almal om net so en kyk. En as Eddie Eckstein opstaan, dan skree hulle soos 'n lag. Dis baie snaaks, julle moet kyk. En anyways, en dan dink ek by myself aan, stories bepaal hoe ons voel. En hoe ons voel, bepaal hoe ons optree. Hoor gou mooi, stories bepaal hoe ons voel, en hoe ons voel, bepaal hoe ons optree. Want dink gou by jouself, as jy emosioneel is, dan tree jy emosioneel op. Dis hoekom oom Juri het 'n ding gehad wat hy gesê het, as jy regtig kwaad is vir iemand, dan skryf jy vir hulle 'n brief, en dan sit jy dit in jou laai. Nou môreoggend haal jy daai brief uit, en dan verkort jy daai brief. Skryf jy hom die helfte so lank, en dan sit jy hom in jou laai. Hy sê op dag 4 gaan jy nie meer die brief wil pos nie. Dis nogals baie waar. Moet nooit 'n permanente besluit maak op 'n tydelike gevoel nie. Hoor mooi,
moet nooit 'n permanente besluit op 'n tydelike gevoel maak nie. Want ek weet, ons wil moord pleeg en ons is ongelooflik kwaad. En dan sit soos 'n half, kom ons haal net eers gou die gevoel uit dit uit. En dan kyk ons of ons nog dieselfde voel en of ons dieselfde gaan optree. En van die amazingste goeders wat ek in my hele lewe al beleef het, en ek het dit baie keer op kampe beleef, en veral op Mooi Genoeg, is hoe mense se lewens verander, hoe hulle storie oorgeskryf word, uitgevee word en oorgeskryf word, sodra hulle volgelinge van Jesus begin raak. Hoe hulle begin om agter Jesus aan te loop en in Jesus se voetspore te begin volg, dan, nou of jy dit volgelinge noem, en of jy dit disipelskap noem, en of jy dit verhouding, maak nie saak wat jy dit noem nie, maar sodra ons begin om daai pad te stap saam met God, saam met Jesus, saam met die Heilige Gees, dan word jou storie radikaal anders te geskryf. Dan is dit nie meer die ou stikkende boek nie, dis ewe skielik 'n nuwe boek met 'n nuwe storie, met die ou verwysingsraamwerk wat nuut geskryf word. Nou ek meen, niemand weet meer van die menslike siege as wat Jesus weet nie, want ek meen, God het ons ontwerp, hy het ons geskape. So hy weet hoe dit werk, en wat doen Jesus toe hy aarde toe kom? Is presies wat hy doen, hy verander ons denke. Hy het daai mense se denke van daai tyd begin verander, sodat hulle na die wêreld anders te kan kyk. Jesus doen dit deur mense se stories te verander, van wat hulle van hulle self dink, van wat hulle van God dink, en wat hulle van ander mense dink. En hy doen dit deur stories. Want dis die wonderlike gedeelte, het julle al agterkom, ons is ongelooflik ingestel op stories. As iemand vir jou 'n storie vertel, dis 'n ding wat jy baie lank onthou, eerder as wat jy hierdie preek onthou. Iemand kan, ek weet nie, maar ek kan onthou van daai storie wat iemand vertel het. En Jesus weet dit. En een van Jesus se volgelinge, Paulus, skryf, hy was eers Saulus geweest, toe hy Paulus geword, en hy skryf aan hierdie twee verskillende, nou, ek weet, julle gaan glad nie hiermee kan assosieer nie, so probeer dit nou maar indink. Hierdie twee verskillende Christelike groepe, wat nie saamstem oor goeters nie, ons is mos nie so. So is hierdie twee groepe wat nie saamstem nie, hulle verskil met mekaar, en dan wat gebeur is, die een groep is 100% seker hulle is reg, en die ander groep is 100% seker hulle is reg. So wat gebeur op die ou einde? Hierdie een groep besluit, daai groep is verkeerd, en hierdie groep besluit, daai groep is verkeerd. So wat gebeur? Een groep is reg, en een groep is verkeerd. So wat is dit? Een wen, en een verloor. En dis hierdie eeuoue denkwyse van daar moet 'n wenner en daar moet 'n verloorder wees. En ons kan nie vir mekaar die son oor mekaar se koppe sien skyn nie. Ek het nou 'n dag weer met iemand sit te gesels oor hierdie spesifieke ding. Jesus, ons kan dan nie die son oor iemand anders se kop sien skyn nie. Dan dink ek by myself, maar hoekom? Het daai ou nie hard gewerk om te kry wat hy het? Nee, daai ou nie dit gedoen nie, daai, as dit met my gebeur, dis mos altyd hierdie wonderlike gesegde van my sonde lyk anders as jou sonde, met ander woorde, ek is reg. Dis nog steeds sonde, al lyk dit verskillend. Romeine 12 vers 2 sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Met ander woorde, julle moet nie dink, julle kop moet anders te werk. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is. Voordat ons nie dink nie, gaan ons nie verstaan wat God van ons verwag nie. Want vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Met ander woorde, ons moet ons denke so instel dat dit op God gerig is, sodat ons kan verstaan wat God van ons verwag. Want ek moet by hom gaan hoor wat hy wil hê. So, en hierso is ek wil amper sê, die abstrakte konsep van, ons moet vergeet van reg en verkeerd, en dit moet gaan oor, hoe kom ons oor die weg? En ons sukkel daarmee, né? Ek wil reg wees, en ek wil, want dis hierdie konstante bekleierery, en die wêreld verkoop dit aan ons.
Dis swart teen wit of rooi teen swart of wat ook al dit mag wees en dis hierdie yin yang want hierdie Japaneese ding van in elke sleg is daar 'n bietjie goed en elke goed is daar 'n bietjie sleg en is hierdie en dan sê dit nee, dis nie wat dit is nie. Ons moet leer om met mekaar oor die weg te kom. Want sien daar's hierdie twee woorde, ons moet of konformeer. Met ander woorde, wat beteken dit om te konformeer? Ons het hierdie mold gemaak. Ek is besig om 'n ding te bou wat heeltemal uitmekaar uitgeval het en toe sê Heinrich vir my, hoorie, as ek jou kan raad gee, gooi daai ding weg, hou die ou mold en kom ons mold die ding oor. Die mold is daar. So wat gaan gebeur is elke keer as ek die resep reg het, gaan die ding dieselfde lyk. Want dis 'n mold. Dis om te konformeer. So ons druk in hierdie worsmasjien dieselfde goeders oor en oor en oor en oor en oor uit. Of ons kan transformeer. Dis deur die mold te breek en weg te gooi en dit met ons hande te bou. Wat doen ons as mense op aarde? Ons wil alles konformeer, want hoekom? Dan kan ons geld maak. Want as ons die mold het, kan ons klomp van daai koppies deurdruk, so ons kan 1000 koppies op 'n dag maak, met ander woorde, en ons kan die koppies teen 'n redelike, ordentlike prys verkoop en dan kry ons goeie geld. Maar ons wil nie die handgemaakte koppie wat 'n ou met sy hande gemaak het en nie een is dieselfde nie. Ons wil nie dit betaal nie want dit is te duur, want dit vat te lank. En God sê vir ons nee, ons moet transformeer. Ons moet die mold breek en ons moet van voor af iets bou, ons moet iets nuuts maak. Elkeen van ons het ons eie storie en ons eie manier hoe ons daarby uitgekom het. En dis deur generasies afgegee baie keer, of in die afgelope tyd het ek agtergekom, daar's 'n klomp van hierdie stories aan ons verkoop, van hoe dit veronderstel is om te wees. So het jy die storie gekoop, en almal het hulle storie, almal het sy eie weergawe, almal het sy eie storie. En hier is 'n paar voorbeelde sommer net van stories. En vir my Pelle het altyd gesê, die een met die meeste geld wat dood gaan wen. Hoe wen jy? En ons het baie hierdie siening. Baie van ons wat hier sit, hierdie siening het. Net nog, nou hier's my volgende vraag is, wanneer is genoeg? Wanneer is genoeg? So, of ons het hierdie ding van, as jy slegs waardevol as jy iets bereik het. Of jy kom uit 'n gebroke huis uit of 'n gebroke verhouding uit en dan beskerm jy jou hart en jou lewe so dat niemand naby jou kom nie, of jy het 'n traumatiese gebeurtenis deurgegaan en nou laat jy niemand naby jou toe nie want dis my storie. Of jy's vertel dat jy nie slim is nie, of jy's nie mooi nie, of jy's nie sterk nie, of jy's te veel van dit of te min van dit, of jy's nie waardevol nie. Ons het dit al baie gekry. Ek het al snot en trane sit en huil by kinders wat voel hulle is nie genoeg nie, omdat hulle ouers vir hulle gesê het hulle is nie genoeg nie. Hulle is nie waardevol genoeg nie. En hier sit van julle nou nog met daai littekens en daai stikkendheid, omdat toe julle klein was, het ons dit nie gekry nie. Moet verby daai stadium kom, hou vas jou kind en druk en soen hom totdat hy los met nou uit. En dan soen jy hom nog een keer. Dan los jy hom. Hy sal oor dit kom, sy sal oor dit kom, dis nodig. Ons moet ophou met daai gedeelte. Ons kinders het ons liefde so nodig. Ons mans, ons vrouens, ons pa, ons ma's, almal daar buitekant het liefde so nodig. Mentors wat dit vir ander mense kan gee. Ons moet ophou met daai van jy's nie waardig nie. Wie gee jou die reg om vir iemand anders te sê hy's nie waardig nie? Meeste van die tyd weet ons nie hoe daai persoon se storie lyk nie. Jy sien een gedeelte van die persoon en dan besluit jy dis hoe sy storie lyk. Wie van julle weet wat is ontdekkerspad? Dis 'n pad in Johannesburg, lang reguit pad. Toe ek in Joburg gebly het, ek moet nooit so intoe gaan nie.
toe ry ons daai kant toe en toe kom maar 'n ou met 'n kar verby gejaag met een massiewe spoed, amper seker baie lelike woord, bitter vinnig. Kom maar verby my, druk van die pad af. O ja, in taksies leer jou vingertaal praat in Johannesburg, die van julle wat nog nie daar was nie. Soos goed as is in 'n lou. So. Anyways, en hierdie ou kom met hierdie spoed verby my gejaag en ek is soos in op die plek want hy sny my af. Ek is amper teen die sypaadjie, briek, ek is daar af by daar so 'n slipstream en ek is daar af en die ou is daar af en hy jag en ek kyk, toe praat ek Suid-Koreaans en nog 'n paar ander tale ook. En toe ons daar eventually stop ek by die hospitaal, toe staan die ou se kar so skuins binne in die pad en ek sien net hoe hy in ICU hardloop met 'n kind in sy arms. Toe verander die storie drasties baie vinnig. Want ewe skielik is ek van kwaad af in 'n breekdeel van 'n sekond af van ek hoop die kind is okay. So ons moet pas op om mense, en ek wil die woord judge gebruik, op hulle stories wat jy dink hulle stories is. Julle ken almal die eksperiment wat hulle hoed gevat het en dan moet jy jou probleem neerskryf en dan skryf die mense dit in 'n hoed neer en of neer op 'n stukkie papier en dan gooi hulle dit in 'n hoed en dan skud hulle die hoed en dan deel hulle die hoed uit en dan trek jy vir jou 'n nuwe probleem. En dan vra hulle vir almal, right, wie wil hulle eie probleme weer terug hê en dan steek almal hulle hande op. Ons moet pas op vir dit. Ons moet pas op om ander mense se stories te judge en te dink jy weet wat in sy lewe aangaan, jy doen nie. Want ons is baie lief om baie mooi maskertjies op te sit vir die wêreld daar buite. Hoe gaan dit met jou? Ongelooflik sleg, dank en met jou? Ek is baie bly om dit te hoor want jy het 'n glimlag op jou gesig, so dan moet dit ons goed gaan. En meanwhile binne in ons breek ons. Baie keer, en ek wil die woord gebruik, crash and burn ons, want dis die enigste tyd wat God jou kan bymekaar maak, want die stikke moet daar lê, jy moet in sak en as wees, jy moet op 'n plek wees waar jy nie kan opstaan nie, en dis daar waar God dan kom, en waar hy daai stikke bymekaar maak, en wat hy jou optel, en waar hy jou weer mekaar sit, want die enigste ene wat jou aan mekaar kan sit, is die een wat jou gemaak het. Die pottebakker kan net die pot aan mekaar sit as hy die pot gemaak het. As iemand anders dit probeer, gaan hy probleme aanjaag. So die enigste een wat jou aan mekaar kan sit, is die een wat jou gemaak het. Die vraag is dan, en hier is die belangrike gedeelte is, wil jy aan mekaar gesit word? Want baie keer wil ons nie. Ons wil maar net terugstaan en sê, want baie van ons is aandagvrate. Ons hou daarvan as mense oor ons verf. En hoe gaan dit met jou? Het gaan so sleg. Great. En dan voel dit mos of die energie so uit jou uittap. So ek verstaan dit gaan sleg, maar dit kan wragtig nie die hele tyd met jou sleg gaan. Wesley Hough, dis so 'n ou wat mense podcast doen. Hy het op 'n stadium hierdie ding gesê en dis vir my so mooi en veral omdat ons op pad is na Goeie Vrydag toe. Want die een ou het vir hom 'n vraag gevra en die vraag was dood eenvoudig die volgende gewees. Gaan ek hel toe? As ek 'n goeie lewe leef, maar ek doen nie regte goeders, maar ek glo nie in God nie, gaan ek hel toe? En toe sê vir hom ja. Sy ou se oor net so goed. Toe sê maar ek doen al die regte goed en ek leef reg en so en toe sê vir hom nee, jy gaan hel toe. En hierdie was vir my die mooiste antwoord wat ek in 'n lang tyd gehoor het. En hoor nou mooi wat sê hy. As jy jou lewe leef en God verwerp, want dis wat jy doen as jy nie in God se teenwoordigheid is nie. As jy verwerp hom. Jy kies of vir God of jy kies teen God. Daar's nie 'n middelweg nie. Dis of vir hom of teen hom. So as jy jou lewe leef en God verwerp, hoor hoe mooi is hierdie gedeelte, gaan God jou nie in sy teenwoordigheid inforceer nie. Gaan God jou nie in sy teenwoordigheid inforceer nie. Ek sê altyd, God is 'n gentleman. Hy skop nie die deur oop en hardloop in jou huis en sê, tada, hier's ek, aanvaar my nie. Hy klop.
En jy moet vir hom oopmaak. Jy moet nog steeds die een wees wat sê, God, ek wil jou in my lewe hê. As hierdie ding van jou brein is gemaak, en dit is hierdie synapses wat binne in jou brein is, en as jy sekere goeders die hele tyd doen, so bietjie nerdy, maar as jy sekere goed die hele tyd doen, dan vorm jou brein fisies, verander jou brein, fisies, soos in jou kop, lyk hy anderste, as wat iemand anderste se brein lyk. Ons almal se breine lyk verskillend. Want hoekom? Hy vorm neurologiese paaie om sekere goeders te doen. So as jy die hele tyd donker gedagtes het, en jy is die hele tyd negatief, dan is jou kop besig, of jou brein is besig om in daai rigting in te vorm. En dis wat jy gaan kry. En dis die ding wat jou brein altyd eerste uithaal, as jy ergens heen gaan. So dis hoekom mense so maklik gaan, as jy vir hom vra, hoe gaan dit? En hy sê, dadelik sleg, want dis wat hy sy brein geprogrammeer het om te doen. Jy moet nuwe paadjies, want daai goeders moet eers doodgaan. So hy maak nuwe paadjies. Die woord vir dit is neuroplasticity. Jou brein het daai vermoë om dit te doen. Dis hoekom jy, as jy 'n nuwe ding aangeleer het, moet jy binne 48 uur daai nuwe ding wat jy geleer het, moet jy aanwend en begin gebruik, anders te verloor jy dit. Dis wetenskap, dit is wetenskap, dis hoe God ons aan mekaar gesit het. En as jy dit nie gebruik nie, dan sukkel jy om dit aan te leer, dit raak al hoe moeiliker. Ek het nou al hoeveel keer probeer tik, en dan sukkel ek op 'n stadium, want hierdie vingers in my oë wil nie saamwerk nie, en nou sukkel ek by mors dood, ek kry nie getik daar gekyk, wat dit gaan, en dan moet ek weer hier kyk, en dan gaan dit weer vinnig, en dan gaan dit weer. Jy moet dit aanleer, jy moet aanhou om dit te doen. Onthou, Jesus gebruik ook ander mense om stories te vertel. In Matteus 3 vers 2 kom Johannes die Doper en hy sê, bekeer julle. Wat beteken dit om te bekeer? Ons gaan nou by dit kom. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. God is naby. Ek sê ons altyd, hou op om te worry oor die wederkoms. Dis presies wat dit sê, dit gaan weer kom. Maar moenie worry oor dit nie. Worry oor jy gaan doodgaan. Want jy gaan doodgaan, voor of na die wederkoms, doesn't matter. Na die wederkoms gaan jy nie doodgaan nie, voor dit gaan jy doodgaan. Hou op om te worry oor die wederkoms, jou wederkoms is die dag as jy doodgaan. Is jy reg? Daar waar jy nou sit, is jy reg? As jy nou doodgaan, gaan jy hemel toe. Hier sê Johannes die Doper het vir ons, dis naby, want dit is naby. Dis die hele tyd naby. Jy kan nie uitstap en jy kan doodgaan. Hou op om te worry oor vorentoe, worry oor nou. Môre sal vir homself sorg. Daar is nie eintlik 'n môre nie. Het julle al daaraan gedink? Ek het eendag ingestap by Spiros se kafee in Vryburg. Regtig, as 'n kafee, Spiros. En daar bo Spiros se kafee was daar so 'n bord geweest. Come back tomorrow, everything is free. Dan kom jy môre daar, come back tomorrow, everything is free. Daar's nie 'n môre nie, daar's 'n nou. Kom ons worry oor die nou. Kom ons worry oor nou. Ek wil 'n paar ware verhale vir julle, true story. Ek wil vir julle 'n paar ware verhale vertel en gaan vinnig deur dit gaan. En as jy net bietjie hieroor dink, in die Engels het 'n mooi gesegde, ponder about it, dan gaan dit jou lewe verander. En hier is die 3 goeters. Jesus vertel ons punt 1. Jesus vertel ons die ware storie van God. Jesus kom aarde toe en hy vertel ons die ware storie van God, sodat ons nie meer hoef te worry oor of te wonder oor wie is God nie. Jesus vertel ons die ware storie van God. Hy het, ek weet nie van julle nie, maar toe ek klein was, het ek in vrees geleef vir God die hele tyd. Want ek het hierdie ding in my kop gehad van God sit daar bo die hele tyd en as jy iets verkeerd maak, dan kap hy jou met 'n weerligstraal van bo af of hy slaan jou of dis hoe ek oor God gevoel het. Ek het in hierdie vrees geleef vir hom die hele tyd en ek was altyd bang geweest en dan in die aande en vir alles donderweer, want ons was in Vryburg en daar's wille donderweer. En as hy donderweer so begin slaan, dan ek God kom ons daar haal en is verby met my. Want seentjies is vrek stout period. So met ander woorde, nou is dit soos in die hele ding van soos in ek gaan en dan probeer ek die hele tyd goed en sleg met mekaar balanseer, want as ek hierdie klomp stout gedoen het vandag, wat gewoonlik baie was, dan moet ek hierdie klomp goed doen die volgende dag om dit uit te kanselleer, en jy kan nie so leef nie. God is nie die een wat daar bo sit en die hele tyd sit en wag om vir jou pak slaag te gee nie. Hy doen dit nie. Want wat sê dit? Eksodus 34 staan, ek die Here is 'n barmhartige en 'n genadige God, lankmoedig. Met ander woorde, hy het baie rustigheid.
En hy kan baie vat. Lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan die geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortredinge en sondes. Hier sê Jesus vir ons. God is lankmoedig, hy's lief vir ons. Hy vergewe oortredinge, ongeregtigheid en sonde. Die res van die ding gaan aan, maar God is ook regverdig. En sê hy, ek gaan jou ook straf as jy stout is. Maar hy begin deur te sê, ek is lief vir jou. Hierdie is wat Jesus van God glo, en dis wat hy uitleef op aarde, want ons weet dat Jesus sê in Johannes 5 vers 19, die seun kan niks uit sy eie uit doen nie, hy doen maar net wat die Vader vir hom sê om te doen. Wat die Vader ook al doen, doen die seun ook net so. Jesus is God. Hy vra op 'n stadium vir sy disippels, wie's ek? Sê, as jy na my kyk, sien jy God. Jesus het vir ons kom wys hoe's God. Waar was Jesus? Jesus het sy meer 1 of 2 keer verloor. Hoekom? Omdat hulle sy Vader se huis en omdat hulle sleg gepraat het en omdat hulle verkeerde goeders gedoen het, maar terwyl hy met mens gewerk het, was hy hierdie ongelooflike, dierbare, sagte mens gewees. Ek sê mos in my kop sien ek altyd vir Jesus en daar het 'n prentjie. Ek wens ek kan 'n prentjie weer kry. Ek sien hierdie prentjie van hierdie skaapwagter wat met die lammetjie in sy hande staan en dan druk hy sy kop so teen hierdie lammetjie se kop. Dis hoe ek vir Jesus beleef. Maar dis eers later in my lewe wat ek dit gekry het. Toe ek agterkom hoe lief God regtig vir ons is, hoe lief Jesus regtig vir ons is. Ouens, Jesus moet dan bitter lief wees vir jou as hy vir jou doodgaan aan die kruis. Om hier aan dood te gaan. Né? Jy doen dit nie net sommer omdat jy van iemand hou nie. Jy moet ongelooflik lief wees vir iemand. So as jy wil weet hoe lyk God, kyk na Jesus. Jesus wys vir ons God wat vryspreek, wat vergewe, wat ons weer heel maak. Hoe baie moet jou storie van God verander om by hierdie storie aan te pas? Dink gou by jouself, wat was jou storie tot dusver van God? Hoe baie moet jou storie verander om by hierdie storie van God aan te pas? Want dit moet. Want Jesus sê, ek sê vir jou dis so. Maar ons baie ander mense wat eenvoudig dit nie so sien nie. Tweede punt, Jesus vertel ons dat die ware storie van ons. Jesus vertel vir ons die ware storie van ons. Eerste een is Jesus vertel ons die ware storie van God. Tweede een is hy vertel ons die ware storie van ons. As ons kom by ons, hoe praat ons van onsself? Ja, gehoor partykeer praat ons van onsself. Ek praat nou van as jy ernstig is oor jy geloof en jy is besig om Jesus na te volg. Ons is baie hard op onsself. En ons skuif ons standaarde baie keer van ag weet jy wat ek sal maar eerder probeer om 'n minimum te doen want ten minste kan ek by dit uitkom. Jesus sê ons is deel van ons mislukkings. Hoor mooi gou hierdie gedeelte en hier's 'n klomp van julle wat hierdie moet hoor. Ons is deel van ons mislukkings, ons is deel van ons gebrokenheid, ons is deel van, dit is alles deel van ons. Dit is nie wie ons is nie. Dis deel van ons. It doesn't define you. It just describes you. So dit is nie wie jy is nie, dis deel van jou. Dis deel van jou storie. Johannes 3 vers 16 begin deur te sê, God het die wêreld so lief gehad, ons ken die res van die versie. Waarmee begin Johannes? Hy begin met, God is liefde. God het lief gehad. Julle, as ons ewe skielik liefde in hierdie storie en bring verander 'n klomp goeders. God het jou lief gehad nog voordat jy gebore is. Voordat jy gedoen het wat jy gedoen het, wat jy gesê het wat jy gesê het, voordat jy gesteel het, gelieg het, gedoen het wat jy gedoen het, voordat jy enigiets anders te gedoen het, wat is die een ding wat God gedoen het? Hy is geliefd. Hy het jou lief gehad voor enigiets anders. Dink gou by jouself, ek het nou die dag te voel dit vir my, daai ding van daai kinders vir my, dan dink ek by myself, weet ek het julle in hierdie wêreld ingebring, ek is lus om julle uit hierdie wêreld uit te vat. En ons voel baie keer so van, en dan dink ek net by myself, ja. En dan slaap hulle, en dan sit kyk die engeltjies. Is dit die mooiste goedjies in die wêreld? En dan word hulle wakker, en dan verander alles. Ja, daarmee rarig.
Maar is dit nie so nie julle? Kyk hoeveel vreet ons op van ons kinders, omdat ons lief is vir hulle. Ek gaan 'n ding noem, mamas. Luister gou vir my. Jy al gedink as jou man jou hanteer soos jou kinders jou hanteer? Was julle lankal al geskei? Ons moet ophou dat ons kinders ons gebruik as vloerlappe. Papas, moet 'n bietjie instaan. God het lief gehad. Wat van sonde? Maar Morna, jy sê nou al die goeders, wat van sonde? Ja, maar God sien ons vir wie ons kan wees. God sien die potensiaal ons raak. Hy weet ons storie, hy ken ons storie, hy weet want ons is op pad. Hy sien dit wat hy ons gemaak het om te wees, en hy kyk al die ander goeders mis. Hy sien die mooi in ons raak. Jesus weet dat ons die kroon van die skepping is. Dat God ons gemaak het, en God het gesê in Genesis 1:31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. God het na elkeen van ons gekyk, en dan sê hy, yes, as God 'n yskas het bo in die hemel, dan is ons elkeen se foto op daai yskas. Want hy's lief vir ons. Die psalmdigter sê ook, Psalm 139 vers 14, ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep, want u gedoen het, vervul my met verwondering. Ek meen, julle kyk net na hierdie liggame van ons. Dis wonderwerke. As jy sien hoe het God hierdie liggame aan mekaar gesit, en hoe ongelooflik dit is, daar's nou nog gedeeltes van hierdie lyf hoe hy werk, wat dokters nie weet hoe gebeur dit nie. Ek het hierdie al vertel, in 'n mediese joernaal, né? 'n mediese joernaal staan daar, so as babetjies gebore word, dan kom daar 'n onsigbare lem wat hulle ooglede van mekaar afhaal. Ons weet nie hoe gebeur dit nie. Tot vandag toe weet hulle nie hoe dit gebeur nie. Dis dit 'n duif. Hy sal nou sit. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader van ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ook is ons dit. Hier is belangrik, luister gou mooi. As jy weet wie jy is, gaan jy mense anders te hanteer. Want jy hoef nie meer enige iets van enige iemand anders te kry nie, want jy kry dit van God af. So as jy weet wie jy is, dan gaan jy mense anders te hanteer, want jy het genoeg. Want God is jou bron. Hy gee dit vir jou. En die laaste punt, en hiermee maak ek klaar. Jesus vertel ons die ware storie van ander. Van God, van ons, en dan vertel hy vir ons die ware storie van ander. Ons weet nie van ander mense wat hy ronddra nie. Met ander woorde, Jesus leer ons, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Hoekom sê hy dit? Omdat ons nie weet ek weet nie wat in jou lewe aangaan. Jy weet nie wat in my lewe aangaan nie. Met ander woorde, kom ons hanteer mekaar net met common decency. Kom ons wees net nice met mekaar. Dit is regtig die maklikste ding in die wêreld. As jy kyk na ander, wat se storie vertel jy jouself van daardie persoon? Liefde is die antidote vir haat. Liefde is die antidote van haat. As jy liefde het, dan is haat nie meer daar nie. Daai vraag van as jy enige iets van hierdie wêreld kan wegvat. Ek wil niks wegvat nie, ek wil net meer bysit. Ek wil net liefde meer bysit. Want as ons meer liefde in hierdie wêreld kry, dan het ons nie meer probleem nie. Want dan ewe skielik hanteer ons mense baie anders. Matteus 5 sê die volgende vers 21. Julle het gehoor dat daar in die ou tyd Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regsbank. Ek dink ons almal stem redelik saam met dit. Moord pleeg is nie 'n goeie ding nie. Right. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir die broer kwaad is al strafbaar voor die regsbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek,
is strafbaar voor die Joodse raad en wie hom uitskel vir 'n idioot, vir 'n raga. Wat hom uitskel vir 'n Jood, raga, is die Griekse woord of die Arameese woord, is strafbaar met die helse vuur. So wat sê hierdie gedeelte vir ons? Jy's net so skuldig as jy iemand doodgemaak het, as jy iemand uitskel vir hy's 'n idioot. Nou verstaan mooi. Ons moet hierdie konteks verstaan, anders gaan dit vir jou lekker sin maak. Hoor gou as jy die woord sê raga, maar jy moet dit sê, soos wat die Arameese dat sê, dis raga. Wat staan daar so op 'n stadium? Die mense het op Jesus gespoeg. En dis wat hierdie gedeelte eintlik, as jy sê iemand is 'n idioot, dit beteken dit eintlik om op hom te spoeg. En ek praat nie van op hom spoeg nie. Dis nie dit spoeg nie, dis raga, dis daai spoeg. Ekskuus, maar dis wat hier staan. Verstaan julle, dis nie net 'n druppeltjie water wat op jou val nie. Ek wil nou nie die woord gebruik wat ons gebruik het altyd op skool wat dit beteken nie. Dit is so 'n klont goed wat op jou val. Julle, die Bybel sê baie erger goed as 'n klont goed, glo my. Maar verstaan julle die konsep? As jy, want jy maak jou keel skoon hier van agter, van hier onder af, en dan spoeg jy op die ou. Weet jy hoeveel haat moet jy in iemand hê om dit te kan doen? Weet jy waar moet jy gaan draai en hoe moet jy iets teen iemand hê om daai goed hier van onder af te bring, om dit op iemand af te gooi? Dis wild. En dan sê die Bybel vir ons, as jy daar is, kan jy die ouma net sowel doodmaak. Want dis dieselfde gevoel wat binne in jou opkom. So daai raga is regtig om iemand te spoeg met 'n Lamborghini. Dis waaroor dit gaan. Dis regtig daai ding van jy het soveel minagting van iemand dat jy op hom spoeg en dat jy eintlik vir hom sê, jy's minder as wat ek is. En hierso is dit is tot vandag so, hier waar ons vandag is daar nog steeds mense wat dink hulle is beter as ander mense. En as ons nog by die raga stadium van ons lewe was, en sou jy op die ou gespoeg het, kan ek gou vir jou gou geheim leer hierso. Hier's nie een van julle wat beter is as die ander persoon nie. Nie een nie. Nie een van ons is beter as iemand anders nie. Die enigste een wat goed is God. Jesus sê, die enigste een wat goed is God. Die res van ons is almal sondaars. Jou en my sonde verskil, ons is nog steeds sondaars. Ons moet begin by liefde, dis die afskopplek. Ons moet dalk nooit iemand so hanteer, of nie dalk nie, ons moet nooit iemand hanteer, dat ons sê, jy's raga nie. Ek sluit af, it boils down to this. Die storie oor God, die storie oor ons, en die storie oor ander, dit sal alles verander, as ons begin luister dat Jesus vir ons daai stories vertel. Dat ons hoor hoe hy die mense sien, hoe hy God sien, hoe hy ons sien, hoe hy ander mense sien, en as dit begin in ons werk, weet jy wat dan? Dan kom liefde na vore. En dan hanteer ons mense soos Jesus mense sou hanteer. What would Jesus do, daai bandjies? Dan is ons daar. Maar dit help jy draai daai bandjie om jou arm, what would Jesus do, en jy raga iemand nie, dan staan daai bandjie vir wat wil jy drink in plaas van what would Jesus do. Kom ons hanteer mense, en ons kyk 'n slag, en ons haal ons sondige bril af, en ons sit daai goddelike bril op, daai Jesus bril op, en ons kyk deur daai bril, hoe Jesus ander mense sien. Julle, dit gaan die wêreld soveel verander. Want ewe skielik het ons liefde vir ander mense. Het ons hierdie goddelike liefde wat in ons opborrel, en dit loop oor, en dit stroom oor iemand anderste. Dan is ons op die regte pad. Kom ons kyk hoe kyk Jesus na God, na ons, en na ander mense, en ons dra dit uit na voren.